Hartlike goeienaand aan elkeen. Ons is dankbaar dat jy weer ingeskakel het hier op ons digitale kanaal en ons hoop dat jy 'n wonderlike week gehad waar ons nou aan die einde gekom het en waar ons nou net 'n kort boodskapie kan kry om ons net te versterk en ons 24 uur te gee om nog beter van Jesus te leer. Voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Liewe Heer, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand weer bymekaar te kom, net te gesels. Alhoewel 'n klein onderwerp, Here, maar tog 'n groot impak. Wanneer ons deur U woord delf en wanneer ons oor U mense gesels en U karakter, dan besef ons maar net al die liefde wat so groot is vir ons. Here, verwyder nou alles wat tussen ons en U skeiding maak. Was ons in die bloed van Jesus. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Vanaand se titel gaan oor redding wat 'n prys kos. En die skriftuurtjie daarso is in Romeine 5 vers 8. Romeine 5 vers 8. Romeine 5 vers 8 sê die volgende: Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Storie wat my baie beïndruk het, wil ek vir julle weer vertel, en dit gaan oor 'n vrou genaamd Emma Scholz. Sy was 'n Sweedse dame, daar in Swede, en iets het fout gegaan, en haar huis het begin afbrand. Maar sy het nie net 1 of 2 kinders gehad om te red nie, sy het inteendeel eintlik 6 kinders gehad. En dit was nie dat almal by mekaar was nie, jy het bietjie verskillende ouderdomme, maar redelik in 'n baie jong ouderdom, as ek so kan sê. En sy het uit die huis uit gehardloop met die eerste kind, maar die huis was in vlamme. En elke keer het sy teruggegaan om nog een te soek, en die vlamme het net al hoe erger geraak. Maar deur die vuur en van kamer tot kamer het sy gesoek, terwyl sy bebloede was en haar vel het begin aan haar vasbrand en haar hare het gebrand, laat omtrent niks meer oor is nie. Hulle sê na die tyd haar brandwonde was bereken amper op 93%. Het sy telke maal teruggehardloop in haar huis. En haar woorde as 'n moeder was: ek het 6 kinders. 6 kinders moet ek red. Maak nie saak wat die prys kos nie. Ek moet 6 kinders red. Na die insident is al 6 gered en sy is na 'n Sweedse hospitaal toe, waar sy toe behandel is vir haar wonde. Sy was so erg verbrand gewees dat haar gesin kon haar vir 6 weke nie sien nie. Nou, jy kan jy net voorstel, vir 6 weke, wat jy nie jou ma kan sien nie, jy wil die een sien wat jou gered het, wat sy toestand moes hy gewees het as het by die brandwonde gekom het. En na 6 weke toe hulle vir die eerste keer al gaan ontmoet, dus die kinders half bangerig. Hulle het nie geweet wie dit is nie. Onthou, die een oomblik het hulle nog 'n prent gesien, nou is die prent anderster. En hulle kon haar net nie herken uit die brandwonde uit nie, want jy moet weet, soos wat ek nou voor die staan, ewe skielik lyk jy nie meer soos jy lyk nie, jy is helemaal 'n ander persoon. Maar met die verloop van tyd het, jy weet, dinge beter geraak en die ma het begin praat en die karaktertrekking het weer begin uitkom en dinge het baie beter begin raak. Eventually is sy by die hospitaal uit, herstel, tot die beste mate wat daar is, maar sy was nie 'n vrou van terughou nie. Sy het alles saam met kinders weer begin doen, sy het haar passie vir perdry weer begin aanpak, sy het nie stilgestaan in lewe om te wag vir dit wat volgende kom. En voordat jy sien is sy weer binnekort besig om al haar pligte te doen, waar sy die kinders na die skole toe vat, na hulle uitgaan te vat. En wanneer ek kyk na hierdie verhaal, dan gryp dit my aan om 'n held te sien. Iemand wat op straat loop, 'n held te sien, maar wat vol letsels en verminking is. Wat moes deur die kinders se kop gegaan het wanneer sy in die straat afgeloop het alleen en mense en jong mense en kinders sien haar en hulle sien hier's iets nie lekker nie. Iets wat hulle nie wil sien nie, miskien iets afgrysliks, miskien wat is fout met die persoon. Maar jy weet, wanneer dit by haar kinders gekom het
hulle in daai gesig vasgekyk en gesê, ons is lief vir jou, want jy het alles gegee. Jou eie menswees gegee, om ons te red. Jy het jou lewe eintlik opgeoffer, om ons uit daai huis uit te kry. Jy weet, wanneer dit kom by die dinge wat nou gebeur, dan slaan dit ons. Sekere dinge in die wêreld slaan ons, is onregverdig, dinge gebeur nie reg nie. Maar dit is hartseer, lewens en verliese. Maar jy weet, dan begin ek dink aan 'n held wat baie groter was, 'n held van der eeue, 'n held wat vermink was, gebreek was, die die kruis vasgenaal was, die dood gesterf het vir my en vir u, om 'n wêreld te red, nie net 6 mense nie, maar 'n wêreld te red, om my en u 'n ewigheid te bied, waar ons niks gehad het. Jesaja 53 vers 2 sê die volgende vir ons, hy tog het soos die lood voor sy aangesig opgespreid en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag deur die mense, verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankhede. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte en die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat hy vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoe beheen en bepeins u en ek, Jesus, ons verlosser wat op die kruis was? Wat het hy nie alles opgeoffer om 'n wêreld te red nie? Jy weet, in die hiernamaals hierna, daai ewigheid waarna ek en u strewe, om vir altyd saam met die Here te wees in die hemele en hier op aarde, die nuwe hemel en aarde, gaan daar net een teken oorbly van sonde. Openbaring praat van hoe die trane sal afgevee word, hoe ons sal vergeet van sekere dinge. Maar Jesus, wat sy liggaam gegee het, gehad in die hande, in die voete, ja, dit alles, dit is al wat gaan oorbly van hierdie sondige wêreld. Mag jy weer eens vanaand herdink, mag jy weer eens dink aan wat die Here gedoen het, die grootste held wat hierdie wêreld gemis het. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons is dankbaar vir die liefde en die genade en 'n kort verhaal wat amper hartseer bring. Ons jou vinnig herinner aan dit wat u gedoen het, en dis hoekom u gekom het om mens te word. U het gekom om ons te help verstaan hoe u liefde en u karakter werk en hoe die omgee wat u het werk. Here, mag ons in ons begeerte weer eens vanaand en hierdie ure wat ons nou ingaan weer eens besef dat u het alles gegee. U is die held. U is die grootste held wat in nederigheid kom diens lewer het. Mag ons 'n strewe hê om dieselfde karakter na te volg. Mag ons ook diensbaar wees vir ander. En mag ons mense lei na die grootste held van die eeue, der eeue. Wees nou met ons verder in hierdie aand, in hierdie dag, en ek vra as dit u wil is, vergewe ons sondes, lei ons, behoed ons en bewaar ons, Here, tot ons mekaar weer sien. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat u saam geluister het, mag u 'n wonderlike dag hê, en mag u geseënd wees, tot ons mekaar weer sien. Totsiens.